Molla, wag net so 'n bietjie. Die ding zoom in as jy loop. Gaan weer so intoe. En trap weer. Nee man, hier's fout met die kamera. Nog nie eers behoorlik oor die grens nie en ons toets alreeds die kinders se geduld. Diana is ons tegniese adviseur. Sy laai ons kaarte, dat ons nie verdwaal nie. Dis 'n nuwe GPS, maar ons weet nie mooi werk hy nie. Dis lekker om weer terug te wees in Botswana. Kalahari Rest is 'n ou gunsteling van ons. Die eerste aand van die Angola toer, slaap vanaand by Kalahari Rest net buite Kang. Tara is besig om haar tent op te slaan. Sy het besluit sy is klaar met die camper. Sy slaap nou in haar eie pop-up tent. En Joe is op dag 1 alreeds met reparasies besig. Hoop jy dit voorspel enige teëspoed verder. Kry vir ons bier. The watcher sit in the trees, watch the world unfold. Pop-up tent 1, Detlef se 0. Ons sal maar moet kyk hoe lyk die telling aan die einde van die toer. Dit was 'n redelike vroeë wegspring vanoggend. Daar lê nog 'n lang pad voor. Lekker dik sand toe ons afdraai van die groot pad af en nie lank voor ons op 'n slagoffer afkom nie. To this thing say, Is this car 4x4? no, Not. it's not a 4x4. So I thought I could just pass, only to find that I failed to pass it. I was lost in the sea of thoughts, running waves through me. There they seem so far away. Terwyl Joe sy deel doen vir die samelewing, besluit ek dat dit tyd is om weer 'n bietjie die drone op te warm. Ek moet dalk oorweeg om 'n bietjie meer by die huis te oefen. Daarom net 'n uitpotjie arm, hy behoort nog te werk. Nou nie regtig ideaal op die tweede dag van die toer nie. Those are the caves, Tui Harbour. Okay. On the map, yes, it's indicated Broski, but it's Tui Harbour. but you see, we can pronounce that name in anything.
Na 'n heeldag se kar sit, is dit tyd vir 'n bietjie oefening. Dit lyk of ons darm sal kan vuur maak vanaand. Ja nee wat, dit lyk daarom of ons nog 'n lewendige drone het. Dankie tog. Daai's 10. Okay, ouma, ek het nog maatjies, ek kan net julle naam onthou. Nathan. Ivan, Nathan. Nathan. Daar jy's in my span. Voor ons aanbeweeg, gaan kyk ons eers na die Droskie grotte. Ons het nie regtig geweet wat om te verwag nie, maar as jy 'n harde hoed nodig gaan hê, dan moet dit seker opwindend wees. This guy, Martin Ostrowski, we actually believe he found it here, but even he did found some people here, the Sun people, and then they actually showed him the cave, and then he was able to go in and explore, and later he would later publicize everything that he actually went through, and then of course the caves have been existing for about 2 to 3 million years ago. Yes, it's a long time. We have these formations here. They are complete now, columns, like you were saying, hanging from the roof, the roof of the cave. Is the One group from stalactite. the top and one from the bottom. One from the bottom. So it's fascinating. And then we just gave her a name. She's our angel with 2 wings. Oh. Yeah, if you look at from the side, even See there's the one wing, here's the other wing. yes. Who's lost his way in the water from the nearby river. Like if you remember driving from the camp. Die grotte is baie donker en 'n mens voel partykeer 'n bietjie benoud, maar die formasies is indrukwekkend. To honor the guy who actually publicized the cave, we named one of the chambers by his name. So this is the Drosky Hall. Drosky Hall. Yeah, it's one of his largest. Though I may not say it's the most largest or the most biggest. Nee, ek's klaar. The small one. Ek's klaar vir my huis toe, mamma. Vleermuise is nou nie eintlik my sussie se gunsteling nie en hier is baie. Deel vlieg hulle hier af. Ek doen. Ja, wat is zo? Yeah. So, like I was saying, I showed you that. Yeah. The one where we, the hole, Yes. where you Where dropped we- your camera. Yeah, thank you. Now we are going back. It's quite humid inside. Yeah. Die grotte was baie interessant. Nie baie mense besoek dit nie. Dit is jammer. Meer mense moet.
En toe is dit tyd vir ons volgende grenspos, 'n baie klein posie by Dobbe. Seker nie verbasend dat ons die enigste kar hier was nie. Hello again. I'm asking you to wash your shoes and they wash the tire. So they be like inside the vehicle. Lekker om weer in Namibië te wees. Ons is op pad na Tsumkwe, een van daai dorpies wat jy misry as jy vir iets uitswaai. Ek hoop tog daar's 'n tipe koöperasie of hardeware winkel of so iets. Ek het 'n hele paar dringende aankope om te maak. Wat is die boesman? De boesman is groen. Ja? Jouw Afrikaans is Diana. Is dit jou naam? Ja, is mijn naam. En my naam? Diana nog. Terwyl my pa 'n winkel soek, maak my ma vriende. Die Dorsland grootboom. Ons het al so baie van hierdie boom gehoor, maar nog nooit hier verby gery nie. Dit is regtig 'n groot krummetaartboom wat hier lê. Die Dorsland grootboom is ongeveer 2100 jaar oud en is Namibië se oudste boom. Dit is 14.3 meter hoog en het 'n omtrek van meer as 30 meter. In 2006 het 2 van die oudste stamme doodgegaan. Nog nie eers in die Koudom nie en ons sien al klaar ons eerste olifant. Hallo. Goed om te sien, hier het lekker reën geval. Aand nommer 3 in die Koudom, Security-kamp. Baie verras met die fasiliteite, dit is baie nice hier. En dit was klink soos 'n workshop. Okay, wat is everything to grind? En het klaar afgemaak. Deze vir my refract te verleer. Kyk hoe stikkend is ons dak. Ek het agtergekom die dakgeet waarop die roofrek is besig om te breek en ek kon gelukkig 'n stukkie square tubing in Tsumkwe koop. Nou om te sien of my plan gaan werk. Een bietjie repairs gedoen, die bakkie is gefiks. Daai hele dinge die kusyn gebreek. Daar het vir ons die donkie gestart. Daar het jy gestort. Ja, Wat is so, het jy wat het jy vandag gedoen? ek het 'n donkie gestart. Hoe doen die mens dit? Jy sit vuur en blits in 'n gat en dan begin dit 'n vuur wat die potte warm maak. Diana, wat maak jy? Ek werk my dood. Op kantoor. Ek werk so op kantoor. Ons was net uit Security kamp.
Nog nie 'n halfuur in die park nie, toe ons by die eerste watergat afkom op cheetahs. En 'n een keer in 'n leeftyd sighting van 'n olifant en 'n cheetah. Die veldlelies wat blom het amper so sneeu op die grond gelyk. Hier was sommer 'n klomp diere op een slag. Ons was baie gelukkig. Sound of fear in the radio I heard. I turn it off and I run away, searching for freedom where the Ons is gewaarsku oor die paai in die Koudom en die mense het glad nie gejok nie. Ek hoop maar my regmaakpoging oorleef hierdie rowwe pad. Die wolke voorspel nog reën vir vandag. Jou geniet die Koudom. Jy hoef eers te bestuur nie. Opdrag. Ons het groot troppe diere gesien. I walk the streets and see strangers smiling. I feel the breeze, there's a change starting. Hierdie is amazing. Net voor ons by die Koudom kamp gekom, kan my ouers nie glo wat hulle sien nie. Hulle het so Chinese toeriste na die kameras gegryp. Die hekwag by Koudom kamp is dankbaar vir 'n bietjie pyptebak. Ons kampopslaan roetine is nou lekker ingeoefen. Almal weet presies wat om te doen en dit gaan sommer vinnig. Koudom kamp, baie lekker dag in die Koudom gehad. Hier op die rivierfront. Full dress rehearsal. Julle dak is opgeslaan. Doen normaalweg nie so baie moeite nie, maar
met die wolke in die lug. Regtig lekker weer. Die 5 Hoover. Hoe kom jy? Ons kan hy wasbak. Tweede beste ding vir die dag. Yskoue bier en 'n yskoue glas. Wat is die eerste beste ding van die dag? Dis klaar met pets. In die volgende episode doen ons 'n laaste paar inkopies, steek die Angola grens oor en beleef sommer al vroeg 'n paar uitdagings op ons toer.